Goeiedag almal, dit is Theo, Filippense 1 vers 6. God het begin om 'n goeie werk in julle hart te doen, en hy sal dit vir julle bly doen tot op die dag wanneer Jesus Christus weerkom. Hy sal julle nooit in die steek laat nie, daarvan kan julle seker wees. Nou in die eerste plek vandag, 'n goeie werk in ons is om altyd optimisties te wees. Die Here wil hê ons moet optimistiese mense wees. Maar wat beteken die woord optimisme? Dit kom neer op 'n lewenswyse van verwagting, 'n lewenswyse van hoop en geloof in 'n goeie uitkoms, afgesien van omstandighede. Elke terugslag of negatiewe gebeure word in die lig van 'n positiewe toekomsverwagting beskou. Dit is optimisme. Die hele wêreld bevind homself in absolute duisternis op alle gebiede. Maar te midde hiervan is dit noodsaaklik dat ons as kinders van die Here die helder lig van optimisme moet laat skyn. Daardie verwagting, die Here is in beheer en hy kan wonderwerke doen. Hierdie is eintlik 'n opdrag van die Here aan elkeen van ons. Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig van die wêreld, sê Jesus, en 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Kan jy sien, die Here praat hier van 'n stad wat bo op 'n berg lê. Hy praat eintlik en hy sê vir ons is bo op die berg, nie in die onderkant en in die dale nie. Dan gaan hy verder en hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Dit is nodig dat ons na die beteken van die woord verheerlik moet kyk. Julle Vader wat in die hemel is te verheerlik. Verheerlik is die Griekse woord doxazo, wat 'n uitbeelding skilder van die triomfanklike aankoms van die Here, wat 'n nuwe en 'n glorieryke dag in die lewens van die wat dit hoor en sien aankondig. Wat 'n verantwoordelikheid is dit nie om lig in die duisternis te wees nie. Dit wat aangekondig word is die Here se teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid wat sy krag, sy wysheid, sy beskerming en sy hulp aanbied. Ons lewens, die voorbeeld wat ons stel, ons doen en late en die optimisme wat ons uitstraal te midde van duisternis kondig hierdie heerlikheid, hierdie triomfanklike aankoms van die Here, wat 'n nuwe en 'n glorieryke dag in die lewens van mense wat ons sien, mense wat na ons luister en mense wat ons ervaar aan. Met ander woorde, om lig te wees is nie bloot die druk van 'n skakelaar om dit aan en af te skakel wanneer jy so voel nie. Die lig waarna Jesus hier verwys, moet aangeskakel bly. Hierdie lig is die krag van God binne ons, wat altyd helder skyn om sy heerlikheid aan alle mense te verkondig, en dit alles deur ons lewe. 1 Johannes 4 vers 4 en 5, julle is uit God, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Met ander woorde, jou optrede, dit wat jy doen, dit wat jy uitstraal, jou optimisme, of wat ook al jy uitstraal in die lewe, dit verheerlik altyd die Here. Daarom pak elke dag van jou lewe aan met optimisme, met die Heilige Gees krag, met die wysheid van God, en met ywer en entoesiasme. Die Here sê vandag vir elkeen van ons, my kind, wees lig.